Goeiedag en baie welkom. In ons reeks oor die Onse Vader, hoor ons hoe Jesus ons leer bid. Hy nooi ons om saam te bid. En dan bid hy, laat u koninkryk kom. Jesus vra van sy Vader iets, maar in hierdie versoek hoor ons die oproep tot deelname, tot reaksie en tot saam met hom werk om dit te laat gebeur. En ons herontdek dat hierdie gebed nie net oor 'n toekomstige hoop gaan nie, maar oor 'n uitnodiging om nou deel te word van wat God doen. Wanneer ons hierdie woorde bid, verklaar ons dat God se wil en heerskappy, sy drome en sy hoop vir jou en my en vir ons wêreld nie hoef te wag nie. Hy roep ons om vandag te reageer en te leef op so 'n manier dat sy koninkryk kan kom. Dink saam met my. Watter uitnodigings van God het ons dalk al lankal agteruit of net weggeskuif, omdat ons wag vir die regte tyd? Soos wat ons saam reflekteer hieroor, lees saam met my. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Maar Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy heen en verkondig die koninkryk van God. Moenie sê, daar is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, lig julle oë op en aanskou die lande, dat hulle reeds wit is om te oes. Wanneer Jesus ons leer bid, laat u koninkryk kom, nooi hy ons nie net om oor God se plan te dink nie, maar om deel te word van daardie plan in die hede, deel te wees van die uitvoering daarvan. En hierdie gebed is nie 'n passiewe wenslys vir eendag in die toekoms, Here, laat hierdie eendag gebeur nie. Dis 'n roep tot aksie vir vandag. Ons natuurlike neiging is om te sê, later, Here, ek sal daarby uitkom, net nie nou nie, dis net 'n besige seisoen. Later as ek minder verantwoordelikhede het, later as ek eers seker is ek het die reg gehoor, ek wil net double check. Later as ek voel, ek is gereed, ek het genoeg geleer, genoeg ervaring. Later. Maar Jesus leer ons, dat die koninkryk nie wag op 'n beter tyd nie. Dis nie iets wat eendag gaan begin nie. Dit is nou en nog nie. Dit is reeds aan die kom. En hy wil hê ons moet saam met hom beweeg, saam met hom lief hê, saam met hom doen, saam met hom wees in die wêreld nou. Sy woorde in Lukas 9 klink hard, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy heen en verkondig die koninkryk van God. Hy sê dit nie om onsensitief te wees teenoor verlies of verpligting nie, maar om ons wakker te skud tot die dringendheid van die oomblik. Die uitnodiging van God is nie 'n kalenderdatum wat jy self kan skuif nie. Dis 'n God gegewe nou. Net soos in Johannes 4 vers 35 sê, lig julle oë op en sien, die oes is reeds wit. Die Duitse teoloog Gerhard Loffink sê dit skerp. Wanneer ons alles in die toekoms dood, weier ons die vandag wat God aanbied. God se koninkryk is nie 'n teorie om eendag te bestudeer nie, maar 'n lewende werklikheid wat elke dag mense en gemeenskappe en omstandighede aanraak. En hy roep ons om deel te wees daarvan. Elke keer as ons bid, laat u koninkryk kom, verklaar ons, Here, ek wil hê u moet u heerskappy in my lewe laat deurbreek. Nie net in die wêreld daar buite nie, maar hier, in my besluite, in my tyd, in my gesprekke, in my prioriteite. Ons erken die geleentheid om deel te wees van die koninkryk is nie in die verre toekoms nie, dit is nou. So ons vra, laat dit wat u wil hê, laat die manier hoe u wil hê dit moet uitspeel en wees. Laat dit gebeur en gebruik my soos u wil om dit te laat gebeur.
Die koninkryk vra dus soms dat jy iets los. Miskien 'n gemaklike roetine of 'n persoonlike plan, selfs 'n sekuriteit waaraan jy gewoond geraak het. En dit vra nie, jy word nie gevra om dit te los omdat God jou wil straf of omdat hy dit vir jou wil moeilik maak nie, maar omdat hy jou wil oopmaak, help oopmaak vir sy lewegewende werk wat reeds in beweging is. Jou ja vandag kan die kanaal wees waardeur sy liefde, genade en geregtigheid 'n ander mens se lewe aanraak, of selfs jou eie, op 'n manier wat jy nie kon voorsien nie. So hier is 'n uitnodiging. Herken jou uitgestelde ja. Watter uitnodiging van God het jy al lankal van bewus geraak, maar net so 'n bietjie eenkant geskuif, net so 'n bietjie teruggeskuif. Sonder om skuldig te voel of hard te wees op jouself, bid dan die woorde van Jesus, stadig. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En in my. Laat u koninkryk kom en u wil geskied, ook in my. Neem een klein stapie vandag. Stuur daardie boodskap, maak daardie oproep, begin die projek, of spreek die persoon aan, en doen dit met die geloof dat God reeds daar werk, want sy koninkryk is naby, en sy koninkryk is reeds besig om nou al in werking te kom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie realiteit waarin U ons nooi. Dankie dat ons kan vra en kan bid dat U koninkryk kom, maar dat ons ook dan saam met U kan werk en doen en lief hê. Nou al, Here. Help ons dus, Here, om nie uit te stel nie, maar om U hand te vat en oor te gee en ja te sê. Ja te sê vir al die klein maniere en die groot maniere waarop U ons nooi om U liefde uit te dra en U waarheid te praat. Dankie, Here, dat U ons hiermee help. Amen.